Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn erediens van die 2 Augustus. Kan nie glo, die laaste maand van winter het aangebreek. Gewoonlik ook ons droogste en koudste maand. En ons weet, ons smag na reën hier in ons Londen area. Is ons gewoond aan daar so 'n bietjie reën so nou en dan ook deur die wintermaande. Maar as ek kyk hoe die gras verdor en plante droog is, dan kan ek nogal identifiseer met die binneland waar dit nog by dele so verskriklik droog is. Vandag gaan ons juist by 'n teks stil staan wat sulke tipe beelde by ons herroep. Wanneer ons gesels oor spiritualiteit, ons aanbiddingstyl, dan gaan dit vir ons spesifiek oor om bewus te raak en te reageer op God se teenwoordigheid. Dit is waarmee ook die verstaan en dieper verstaan en delf in verskillende spiritualiteite of aanbiddingstyle vir ons mee help. En om dit te groei en te ontwikkel in balans ook in elkeen van ons binneste. Dit help ons om te reageer na binne en buite. Onthou, ons groei ook in hierdie isolasietyd in ons oplettendheid en bewustheid. Ook van God se teenwoordigheid, sy alomteenwoordigheid. En daarom gebeur dit op verskillende plekke ook in ons hele wese plaas. Binne, buite, deur ons denke, ons emosies, ons verbeelding en ons aksies. Ons kom by ons derde tema in ons spiritualiteitstipes by die mystieke spiritualiteit vandag uit. En ons het hierdie week gesien eintlik dat per definisie 'n klomp dinge daaroor geleer. So vandag gaan ons in ons liedere ook daarop fokus. En ons eerste lied wat ons gaan sing is lied nummer 464, O Heer my God. Dit is so 'n bekende lied, maar kyk 'n bietjie weer na die woorde van hierdie lied. Ek dink hierdie lied herroep ook in ons verbeelding, ons eie geloofsbelewennisse in ons verlede. Ek het baie keer hoor sê, wanneer is gewilde lied wat mense kies vir 'n begrafnis of 'n herdenkingsdiens, en dan herroep dit ook baie keer 'n bietjie seer in 'n mens se lewe op. 'n Stuk verlange, wanneer ons verliese beleef in ons lewe. Maar eintlik is dit 'n geweldige lied hierdie met ongelooflike woorde. So kom ons sing hierdie lied saam en geniet en let op die woorde. Gebruik ook jou verbeelding terwyl jy hierdie lied sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer u sorg, verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik weer u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U
ek eer die grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer die grote Die psalm wat ons gaan help om 'n bietjie dieper in te beweeg en te verstaan, ook van die mystieke spiritualiteit en ook die lesse wat ons leer, die vrae wat sulke tipe mense vra in die teks, is Psalm 42. Daar's geweldig baie teks wat ons daarmee help en ook die manier hoe mystieke mense met die teks omgaan en ook toelaat dat die teks met hulle omgaan. Psalm 42 is ook beruim in 'n lied. En ons gaan nou net stil word, ook as 'n gebed en hierdie lied sing, ook as 'n toenaderingslied, gebruik het om leen hierdie woorde. Ons het laasweek ook gesê, psalms is ook gebede wat ons kan leen om tot God te bid. So kom ons sing hierdie psalm saam en bid daarmee, bid hierdie woorde ook tot die Here. Kom ons sing dit saam. Ek is seker daarvan dat hierdie lied by baie van ons 'n hele paar beelde al reeds oproep as 'n mens hierdie lied sing. Die oorspronklike woorde daarvan praat van 'n hert, of die Engels sê 'n deer, nê, 'n wildsbok, sing ons dit mee. En ja, dis 'n regtig 'n geweldige, kragtige toenaderingslied tot die Here. Kry veel pen en papier 'n bietjie ook weer nader. Ons gaan weer dit gebruik om 'n bietjie dieper in te bestudeer wat die Bybel vir ons leer in hierdie teksdeel op Psalm 42 vir ons leer. So word 'n paar oomblikke stil, die mense wat graag wil 'n paar notas maak, hart dit so lank nader. Ek gaan intussen net hierdie tyd gebruik om net stil te raak en saam met U te bid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan stil word vir U. Dankie dat ons U kan aanroep in gebed. Ons wil kom bid dat U vir ons ook in hierdie oomblikke sal nader trek in die hart. Selfs ook as ons notas maak of wanneer ons vra en gaan tel van hierdie teks, bid ons Here dat U met ons sal besig wees. Mag U genade en liefde ons ook nader trek net aan die hart, ook in hierdie oomblikke. Amen. Nou 'n paar dinge wat ons moet oplet in hierdie Psalm, wat ons vooraf vir ons moet vra of van bewus raak om dan op die einde net 'n bietjie dieper te delf, is op die einde 'n paar van die volgende dinge. Let op weer die rigting van die Psalm se gesprekke. Verlede week het ons in ons ander Psalm juist daarop gefokus, Psalm 84, waar ons laas Sondag gekyk het en gesê Psalm ook gesprekke is. Kyk 'n bietjie na die rigting van die gesprekke. Wanneer word daar direk met God gepraat, belydenis gedoen of voorbereiding of smeking gedoen, of wanneer is daar 'n persoonlike opmerkings. Ek wil spesifiek hierdie woord gebruik, selfgesprek. Daar is in
hierdie Psalm baie mooi voorbeelde van selfgesprek ook teenwoordig. So kyk 'n bietjie daarna. Onthou ook die vrae wat ons aan die teks vra. Ons gaan by die derde vraag stil staan vandag, en ek gaan aan die einde van die teks nog 'n paar vrae wat mystieke mense ook vra aan 'n teks, waarmee hulle na 'n teks toe gaan, gaan ek ook vir u beklemtoon. So die derde vraag is, hoe help die gedeelte my om God te beleef? En dit is een van die fokusvrae, 'n belangrike fokusvrae vir mystieke mense. Maar kom ons gaan lees die teks saam, en dan gaan ons 'n paar dinge leer, en die Psalm 'n bietjie verder ook in diepte uitpak. Kom ons gaan lees saam. Dis geskryf vir die koorleier, 'n gedig van die Koragiete, en dan begin die Psalm so. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Kyk na die rigting van die gesprek. Vers 3 begin so: ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en U strome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Ek wil vir God sê, waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot, en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ag, dit is vir my 'n pragtige Psalm hierdie. Nou, wat vertoef in jou? As jy hierdie Psalm gelees het, die woorde van hierdie Psalm, wat resoneer in jou? Wat is in jou soos in 'n wentelbaan? Dis iets wat so half in die ronde vertoef, en dit bly by jou, dit bly jou by. Sien, dit is die tipe vrae wat mystieke mense help wanneer hulle teks lees. Hulle sal voor hulle na die teks toe gaan, hierdie tipe bril op sit, hierdie gedagtes hê, want hulle wil gaan vertoef in die teks. 'n mystieke vraag is ook om te vra, wat roer my verbeelding? Watter beelde en prentjies, metafore kom vir my na vore in hierdie teks? So hulle sal weer en weer na die teks toe gaan. 'n mystieke aktiwiteit van kontemplasie is 'n groot woord. Ander woorde wat ons ook vir 'n tipe meditasie of meditering gebruik. Sien, is gefokuste denke, om te pyns. Ons sien dit baie keer in Dawid se psalms, soos Psalm 63 geroep het, as ook ons sing, waar hy sê, wanneer ek pyns in die nag, ons dink oor en oor daaroor na. Wat 'n gedagte of fokuspunt word deur herhaling vasgelê, of kan jy oor pyns verlang uit hierdie Psalm uit? Mystieke mense hou daarvan om 'n kort gedagte so vas te vang en te herhaal. Selfs ook wanneer hulle 'n lied sing, sal hulle 'n kort frase herhaal en herhaal, 'n gedagte, 'n metafoor, ook uit hierdie teks uit. 'n Versie wat hulle sal oor en oor prewel en herhaal wanneer hulle daaroor mediteer. Soms vra dit vir 'n mens afsondering. Ons sien dit in die Bybel, in sommige Bybelkarakters se lewensreis, hoe Jesus hom baie keer gaan afsonder het, in gebed, in fokus, in meditasie kan ons dit noem. Die meditasie is nie net 'n oosterse geloofsding nie. Dis oud, en dit kom ver ook in die Bybel, kry ons voorbeelde daarvan. Moses wat teen die berg op gegaan het, of in die tent van ontmoeting gaan sit het, ure lank gaan sit het en met God in gesprek was, of toegelaat dat God met hom praat, in meditasie. Joshua, sien ons, het baie keer agtergebly, wanneer Moses daar vertrek het,
uit die tent van ontmoeting uit. Dawid wat, soos ek reeds gesê het, baie van sy psalms daaroor skryf. Job wat in afsondering gegaan het, of wat gaan sit het, dae lank op die Here gewag het. Asaf as hy sy psalms gaan lees. Salomo, gaan lees 'n bietjie weer Salomo se tekste. Gaan lees Prediker, en as jy agterkom hoe hy baie gaan sit en dink en diep gepyns het, nagedink het. Hy het hom vermoei daarmee, hy sê hy het moeg baie keer neergeslaan wanneer hy die Here se woord oordink het. Sien dat baie keer vra dat jy moet bietjie afsluit van buite, afgesluit wees van buite, om jou in te span, jou verbeelding in te span, om 'n spesifieke gedagte of 'n belewenis te verskerp. Ek kan onthou my studente daar dat ons hierdie gedig, hierdie psalm moes vertaal uit Hebreëus uit, en hoe poëties dit is 'n gedig, en in die Hebreëse taal sal jy die klanke wat die water maak in spoelgeluide ook kan herroep. So dit is 'n baie ryk teks ook in sy oorspronklike taal. Kom ek verduidelik 'n bietjie hoe ek verbeelding en belewenis aan die mystieke koppel, en ek gaan hierdie psalm gebruik om dit te illustreer, en dan leer ons eintlik ook so 'n bietjie 'n stukkie eksegese of teks uitleg daarmee saam. Sien, woorde vorm gedagtes in 'n mens se kop. 'n Mens hy roep prentjies en beelde. Ek het al 'n paar keer die voorbeeld gebruik van 'n appel, as ek vir mense help verstaan dat ons in prentjies eintlik dink. As jy die woord appel hoor, dan sien jy nie die alfabetiese letters A, P, P, E, L nie. Nou sien jy dit, nou dat ek het gesê het, maar jy sien die prentjie daarvan in jou kop vorm. Net soos dit met metafore en beelde, ons dink daaraan. 'n Mens span ook dan daarmee saam jou sintuie in wanneer jy jou verbeelding gebruik. Kom, ons gaan 'n bietjie dieper in. Wat sien jy? Wat ruik jy? Wat hoor jy? Wat proe jy? Wat voel jou vel, jou tassintuig? Ons 5 sintuie, saam met ons verbeelding, ons 6de sintuig, gaan ons dit 'n bietjie inspan. Kom ek vat hierdie prentjie en ek gewerk 'n bietjie daarmee. Die psalm begin met 'n smag en 'n honger en 'n dors, en ons ken miskien droogte. Wat roep hierdie prentjie in jou sintuie op? As jy daarna kyk, laat dit jou 'n bietjie meevoer. Staar 'n bietjie dieper in hierdie prent in. Dit gaan 'n platform en 'n tafel vir ons dek, as ons hierdie psalm lees, om ook iets dieper te verstaan daarvan. Kom, ons kom terug. Die beeld van 'n wildsbok se smag en se verlange in hierdie psalm is intens. Wat soek hierdie wildsbok? Daar's 'n dors. Gebruik 'n bietjie jou sintuie. As jy dors na iets, dan smag jy na iets wat jy proe. Water het ook 'n smaak, miskien 'n koeldrank, en of 'n gunsteling drankie, sap. Wat ruik jy? As dit 'n vrugtesap is. Water het ook 'n reuk. Jy het al miskien droogte beleef daar in die binneland in die Karoo, waar jy groot geraak het in die Boesmanland, en daai eerste donderstorm se reuk van die grond en water wat meng. Hy roep hy reuk. Wat hoor jy? Die psalm het spesifieke geluide. Die watermassas wat raas in die Hermonberg, die Kleinberg, die Jordaanrivier wat daar oorloop en kabbel. Wat sien jy as jy hierdie psalm sou herroep, en 'n beeld, 'n wildsbok wat smag, wat sy dors les? Wat voel jy in jou vel, die natheid van water oor jou lippe, oor dit jou dors les, jou lippe wat bars van dors, jou tong wat droog is, en oor dit die smaak in jou mond verander? Sien, mense herroep 'n stuk belewenis, miskien van jou eie dorstyd in jou lewe as jy dit lees. Daar's kontraste in hierdie psalm. Die dors, droë dor na God se teenwoordigheid te roep. Daar's 'n geloofstryd. En die metafoor wat die psalmdigter gebruik is om te sê dat net so 'n hongerte wat 'n mens baie keer fisies beleef, is daar in sy gees, sy siel, sy wese smag na God. Terwyl hy, en die kontras daarmee is, hy praat van dors, en dan is hy by 'n waterstroom wat raas. Daar's stilte vanaf God, maar daar's 'n oorweldigende geraas. God is stil teenoor versus die geraas van die bergstroom, die winde, want daar in die berge is daar altyd 'n stuk wind en 'n gedruis wat 'n mens hoor. So, sintuiglike waarneming wat hierdie psalm wakker maak. Hy roep 'n bietjie jou eie vertwyfeling, want hierdie psalm gaan oor 'n soeke, die les van 'n dors, 'n stuk vertwyfeling. Ons lewe in 'n tyd wat
baie vertwyfeling by ons veroorsaak. Vertwyfeling in mense, in leiers, in sisteme, ideologieë. Ons is agterdogtig. Dit is die toestande wat ons herroep wanneer ons in vertwyfeling is. Hierdie Psalm praat ook daarvan. Daar's 'n vertwyfeling. Daar's 'n worstelstryd. Herroep jou eie soeke en smag na sekerheid en vasheid. Ek dink ons kan identifiseer met hierdie Psalm, hierdie digter. Herroep jou eie geloofsteenkanting. Mense wat, as ons vir hulle sê, ons moet net bly hoop en vertrou, ons moet net, die Here is besig met ons, dan sal party mense wat jou aankyk asof jy van 'n ander planeet is. Waar kom jy nou vandaan? Mense wat nie verstaan wat en wie God is nie. Hoe magtig en kragtig en almagtig hy is nie. Dat hy regeer, dat hy koning is nie. Dan vra mense ook eintlik, sonder dat hulle iets sê, waar is jou God nou? Net soos wat ons in hierdie Psalm sien, dit ook na vore kom. So in hierdie Psalm leer ons onder andere dat vervulling net by God is. Die les van ons dors, ons smag, die kors wat daar in jou binne is as gevolg van 'n droogte toestand in jou. Dis 'n smag na God self. Daar's eintlik niks wat jou dors so kan les soos water nie. Wat jou regtig so kan versadig, soos die ware Jakob nie. En ook in ons geeste smag en dors en honger, smag ons eintlik na God self. Ons verlange kan net vervul en versadig word by God self. Roep saam met hierdie Psalm, gebruik hierdie Psalm se woorde om te soek en te dors en te smag en om die uitkoms te sien in jou geesesoog. 'n Poel water en waarin jy kan lawe. Jou dors. Om af te koel in. Sien, in hierdie Psalm is daar gesonde selfgesprek en soms is dit nodig dat ons ook daai selfgesprek in ons binneste moet hê. Die Psalmdigter wat 2 keer herhaal in vers 6 en 12, ek sal weer 'n lofsang saam sing. Mense, ons wat ook verlang na erediens en 'n samekomste van gelowiges. Ons sal weer saam wees. Ons sal weer 'n lofsang saam kan sing. En ons kan dit saam uitjubel en juig met vers 6 en 12. Ons kan hierdie woorde, hierdie selfgesprek ook ons eie maak. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God, mense. Hy is ons hulp. Hy is ons helper. Sê saam met hierdie Psalm. Laat dit in jou vertoef en wentelbaan herhaal dit. Ek sal weer, ek sal weer. Hoekom? Omdat ek 'n lewende en getroue God het. Laat hierdie waarheid jou vashou, ook in jou oomblikke van twyfel. Mag dit jou omvou, mag dit jou deurdrenk, mag dit jou dors les. Jy het 'n lewende en getroue God, wat regeer, wat koning is, en wat almagtig is. Laat hierdie waarheid jou vashou. Vertrou en hoop op die Here self. Amen. Kom ons word stil voor die Here. Here, net U kan hierdie hongerte en dors in ons binneste versadig. Ons smag is eintlik na U toe. En daarom kom ons na U toe en ons bid en smeek en pleit dat U ons sal versadig. Help ons dat hierdie waarhede ook in ons sal wentelbaan en vertoef en sal resoneer. U is ons hoop. Want soos 'n hert in dorre streke smag ons ook na U, na die lewende God, om in te gryp en te herstel en te genees en heel te maak. Maak ook ons in ons binneste heel. Herskep in ons daai vertroue en vastigheid, soos net U dit kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil so 'n paar oomblikke van U vra, ook net om aandag te gee vir ons afkondigings, wat ons in hierdie tyd het. 'n Paar belangrike dinge, 'n stukkies inligting, wat ons ook vir U wil deurgee in hierdie tyd, so gee vir ons ook asseblief net so 'n bietjie geduld vir dit. U weet dat die kantoor oop is, Maandag tot Vrydag 9:00 tot 12:00, en dan natuurlik het ons weer 'n klompie wors beskikbaar. Ons sê dankie vir die mense wat soveel skenkings vir ons gegee het om dit moontlik te maak, die ure wat ons span ingesit het om dit ook vir ons te maak.
Ons het van Hercules se kudu braaivors en ouma se plaaswors, daai wat ons altyd by die bazaar verkoop. Dis R40 per pakkie, dit is 500 gram pakkies. Ons het nog van dit beskikbaar, so asseblief maak kontak met ons en ons kan dit vir versprei. Ons gaan ook pekkanette in hierdie week begin verkoop. U kan by Koekie Skutte bestel, daar is haar telefoonnommer. Ek sal sorg dat ons maandag weer ook 'n WhatsApp daaroor uitstuur, die verskillende gramme waarin hierdie pakkies opgemaak is. Daar's lekker varses en die wat so 'n bietjie lekker soetigheidjie om het. Skryf so lank Tannie Koekie se nommer neer, want die bestellings kan direk by haar geplaas word. Dis 'n projek wat sy vir ons bestuur en wat ook van die winste dan vir ons as gemeente gaan. Sê ek vir haar baie dankie vir haar inisiatief hierin. Dankie ook vir almal wat hierdie week weer vir ons skenkings gebring het, vir ons voedingsskema om ons noodspens aan te vul. Ons pleit steeds by hom ook daarin asseblief te volhard. Ook so wat u dankoffer en u inbetalings in hierdie tyd aanbetref. Dankie dat u getrou is ook daarin. Ons waardeer dit geweldig baie. Ons gaan nou weer 'n lied sing. As jy al 'n oomblik gehad het om ook so dalk in die berge by 'n massa water te wees, herroep dit ook by ons beelde. Maar dan praat die natuur ook baie keer met ons. En daar's 'n pragtige lied, Vlam nommer 60, U liefdeslied vir my. Louis Brits het hom ook bekend gemaak. Sê ek vir hom dankie, as gee ek aan hom erkenning. En ons gaan hierdie lied saam sing. Dis op die wysie van Danny Boy. Ons het dit al 'n paar keer in die gemeente ook gesing. Dis 'n lekker pynslied. Dis 'n lekker lied om te sing. Die hartsmense gaan ook sommer lekker kan saam sing met hierdie lied. Maar dit is ook, dink ek, 'n lied wat die mystieke mense help, ook in hulle ontmoeting met die Here. Kom ons sing hierdie lied lekker saam. U liefde kleur die blauw helder hemel. U goedheid reis die dagbreek oor die see. U almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van u skepings leer my meer. U glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg u spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat u dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, u liefdesbloed bevry. En van die kruis, uit koppie styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat u oor hom so glimlag? En wie is ek dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. Dis ook 'n pragtige lied om saam te sing. En ek dink selfs hierdie lied roep ook weer
in ons verbeelding 'n paar beelde en metafore en belewenis en ervaring, saam met die woorde daarvan, van wie die Here ook vir ons is. Ontvang ook nou die seën van die Here, mag hy regtig vir jou ook in hierdie dag seën, in hierdie week. Ons gesels Woensdag 'n bietjie meer oor die definisie van mense wat in die handspiritualiteits tipe val in hulle aanbiddingstyl, en dan gaan ons Sondag ook 'n teks fokus daaroor hê, en daarmee gaan ons dan ons reeksie ook afsluit. Maar ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en met vriendelikheid en liefde na jou kyk. Die Here sal jou gebede verhoor en dan jou sy kalmte en vrede in hierdie chaos tyd gee. Amen. 'n lekker week vir elkeen. Dankie.